Om te floreer, verdra vertragings met genade. En vandag se tema is geduld in God se tyd. Daar was 'n tyd in Juda waar hulle onderdruk was van buitelandse magte en toe die volk op politieke alliansies gesteun eerder as om God se leiding te vertrou. En dan hoor hulle by monde van die profeet Jesaja in Jesaja 30 vers 18: Tog is die Here gretig om julle genadig te wees en wil hy hom oor julle ontferm. Die Here is 'n God wat reg laat geskied en dit gaan goed met elkeen wat op hom vertrou. Hoewel hulle 'n weerbarstige volk in daardie stadium was, kom God se genadige belofte tog deur. Die Here herinner dat hy nie haastig is nie, maar dat hy op die regte tyd geleentheid sal gee en genade en reg sal bring. En ons leer weer hier dat God se tydsberekening nie deur ons verwagtinge bepaal of versnel word nie, maar deur sy volmaakte plan bestuur word. Die vertraging van God se ingryping was en is nie 'n teken van God se afwesigheid nie. Dis juis 'n uitnodiging tot vertroue, tot geduld. Al voel dit vir ons hoe moeilik, daar is 'n groter prentjie wat ons net nog nie sien nie, maar in geloof kan vertrou. In die groot ritme van die lewe ervaar ons almal wagtye. Dit kan wees van wag vir 'n nuwe werksgeleentheid wat nie dadelik kom nie, van 'n verhuising na 'n droomplek waarna toe jy wil gaan maar wat vertraag bly, tot 'n gebed wat onbeantwoord voel. In sulke vertragings kan ons laat twyfel of God se plan vergete is, of nog meer, of God wel 'n plan met ons lewe het. Jesaja herinner ons egter dat God gretig is om genadig te wees en dat God se tyd altyd reg is. In plaas daarvan om in onsekerheid vas te kyk, kan jy 'n bietjie joernaal hou van jou vorige seëninge. En een van die maklikste maniere wat ek vind om dit te doen, is om net terug te blaai deur al die foto's wat ek deur die jaar geneem het. Dis foto's van wagtye wat met eens tot onverwagte vreugde gelei het. So blaai deur die foto's van jou lewe en onthou die mooi oomblikke, want hierdie praktyke herinner jou dat daar onverwagte vreugde ook moontlik is. Dit herinner jou om te vertrou en help jou om die teenswoordige oomblikke te koester, eerder as om die toekoms te vrees. In 'n wêreld waar sosiale media ons dikwels dryf met wat hulle noem FOMO, fear of missing out, word jou geduld juis 'n getuienis vir ander wat self ook wag op God se tyd. Geduld in God se tyd is juis 'n teken van geestelike groei. Leef geïnspireerd.